Baie welkom Karin. Vandag gesels ons oor 'n moeilike tema of eerder 'n kontroversiële tema, maar dit is belangrik dat ons hieroor gesels. Maar die persoon met wie ons gesels is Karin Jordaan en ek gaan 'n skakel in die beskrywing plaas sodat jy kan sien dat Karin 'n gekwalifiseerde en deskundige is en sy wil graag hoop en heling bewerkstellig deur life coaching, trauma en rouberading, pastorale narratiewe terapie en ondersteuningsgroepe vir herstel en veerkragtigheid. Dis vir my so 'n mooi woord, veerkragtigheid. Baie welkom Karin. Wat is yoga? En hoe jy het nie regtig betrokke geraak nie of jy wil jouself nie so onbeskryf nie. Maar wat is yoga? Jong, weet jy wat? Ek het vir vandag voorberei om juis half 'n neutedop antwoord te gee, né? En die rede daarvoor is, um dit is eenvoudig. Dit is eenvoudig, maar daar's eintlik baie detail. As iemand wil gaan sit en regtig navorsing doen, dan gaan 'n mens nogal jouself 'n goeie paar ure kan besig hou. En ek het regtig waar probeer om dit in 'n neutedop saam te vat. En dis nie omdat daar 'n oppervlakkige antwoord gegee moet word nie. Ja. Dis omdat ek dink die vyand sal baat vind daarbey as dinge baie complicated raak. Nou, Ja. kom ons hou dit eenvoudig en duidelik, want weet jy wat, die evangelie is eenvoudig en duidelik. Jy kan dit vir 'n 6-jarige, 'n 5-jarige, 'n 4-jarige verduidelik, die werk van Jesus aan die kruis. So die dieper liggende saak daar rondom is vir volwassenes, nou wat dan vleis kan hanteer, maar kom ons maak dit eenvoudig sodat dit maklik verstaanbaar is. En wat ek dan vandag vir julle wil sê is, my baie belangrik dat ons die gesprek net onthou. Ek is regtig nie hier om iemand te veroordeel nie. Ek weet hier is 'n kontroversiële onderwerp en ek glo die woord sê in Filippense ons moet ons met vrees en bewering moet ons eie heil uitwerk. Ons geloof uitwerk. En daarom gaan ek vandag hieroor praat omdat ek toe ek jonger was 'n soekende persoon was. Ek het gesoek na waarheid, ek het gesoek na vervulling in my binneste. Ek het gesoek na die Vaderhart van God sonder dat ek geweet het en ek het gevoel ek het hierdie enorme gat in my binneste wat met niks gevul kan word nie en ek het in misleiding in die Hindoe geloof betrokke geraak. Want ek was vatbaar. Ek het nie in die kerk antwoorde gevind nie en ek het regtig hard gesoek. Ek het baie intense, diep, lang gesprekke gehad met my dominee op daai stadium. En ek was 16, 17 en ek het elke moontlike onderwerp aangeraak. En toe daar mense oor my pad kom wat in die Hindoe geloof betrokke is, in daai tyd het ons dit genoem die Hare Krishna. Dit is dan nou 'n afdeling van Hindoeïsme, 'n groep op hulle eie. Het ek in daai struik getrap van die vrede wat hulle beloof. En die dieper antwoorde en die kosmiese en die mistieke dieper belewenis. Ja. En ek het vir lang tyd, vir 2 jaar het ek hierdie geloof beoefen. Op elke moontlike vlak en ek het die Bybel van Hindoeïsme wat die Bhagavad Gita is, het ek besit. Ek het al die rituele gepraktiseer. Maar ek het nie yoga gedoen nie, want weet jy wat? Dit was nie 'n hip ding nie. Dit was nie, jy het nie studio's gekry en dit was sommer, jy weet, oral beskikbaar en 'n algemene ding waar mense gepraat het nie. Ek dink nie ons het eintlik eers veel daarvan geweet nie. Ja. Okay, so nou het dit populêr geword. So vandag, van daar af, kan ek vir sê, toe die Here my kom red, regtig kom red uit daai desepsie, het ek vir die eerste keer daai koneksie en wedergeboorte ervaar waar ek ten volle my verhouding met die Here en met Abba Vader eintlik kon realiseer.
Dit is waar ek besef het en my hart vervul is en my gedagtes oopgegaan het en besef het dat God is werklik lewendig en hy's werklik lief en vir elke een, jy weet, en ook vir my. Okay, so, van daar af kon ek toe terugkyk en met meer perspektief vorentoe beweeg, né? So vandag praat ek oor hierdie aspek omdat dit baie populêr geword het om te doen en mense sê, man, dis net oefening. Dis net nog 'n oefening. Hou Ja, is tog goed vir op jou. om so ja, jy weet, moet nou nie 'n ding daarvan maak nie. Hierdie is nou maar net ek vat nou net die bewegings uit die hele storie. Niks van hierdie geloof het iets met my te doen nie. Maar die verskil tussen die Westerdom en die Oosterdom, as mense dit so kan stel, is dat in die Weste het ons nie hierdie diep rituele wat saam met ons geloof gaan nie. In die Ooste het elke een van die Oosterse gelowe spesifieke rituele wat hand aan hand gaan met die geloof. Dit is ontwikkel uit die geloof uit. En dit is nou die groot kan 'n mens sê oorbruggingsfaktor. En dit is wat mense wil weggooi. Wil sê nee, ag kom ons ignoreer dit. Kom ons vat net iets daaruit wat ons wil hê. Okay. So weer eens is nie om iemand te veroordeel nie. Wat ek vandag sê, moet jy self gaan navors en self gaan besluit, okay, is dit vir jou of nie? Want aan die einde van die dag, wanneer my lewe tot 'n einde kom, is my verhouding met die Here, nou, met die drie enige God, is 'n individuele persoonlike verhouding waarvoor ek verantwoording doen. So ek gaan nie namens iemand anders enige verantwoording oor my lewe doen nie. En daarom gaan ek nie vandag iemand veroordeel nie. Ja, Stem jy saam? ek stem saam met dit, Okay. ja. So, hoekom sê ons dis 'n teenstelling? 'n Teenstelling is in taalgebruik is dit grammatika is dit 'n oksimoron. Dit klink verskriklik. 'n Verskriklike woord. Die oksie klink Dit vir is my soos wanneer iets jy wat jy gedrink het vir jou pysies 20 Ja. jaar terug. Maar sorry, ja. Dis iemand ek daai is, werk nie vir my nie. dit werk ook nie vir my nie. So ek dink die woord teenstelling werk vir my. En dis wanneer ek sê, kyk daai arme ryk mens. Né? Dit is 'n teenstelling. Ja. So jy sê twee goed gelyk wat glad nie. So Christendom en yoga is 'n teenstelling. Kyk, hierdie mens is siende blind. Of ek gaan jou 'n geheim vertel, maar dis eintlik 'n oop geheim. So hoe is 'n geheim oop? Nee, dis 'n teenstelling, okay. Ja. Yoga beteken, die woord yoga beteken om te verbind. Ja. Dis 'n intieme woord. Dit beteken in Engels union of to yoke. To yoke beteken ook om te verslaaf. Om iemand te enslave is om hulle byvoorbeeld hulle voete of hulle hande of om 'n stit op hulle nek te sit. 'n Slaaf het baie keer 'n tou om die nek in die ou eeue gehad en is vasgebind in die markplein aan 'n paal. So jy is enslaved. Dit beteken jy gaan in verhouding en jy moet weet dit is wat dit is. Dis nie net bewegings nie. Dan wil ek graag net noem van die Sanskrit. Die Sanskrit is oor die 3000 jaar terug al bestaan. Dis 'n versameling van Hindu, Boeddhisme en Jainisme se ryk geskiedenis. So dit is digkuns, dit is liedere, né, aanbidding en dit is die yoga bewegings word daarin beskryf want dit het te doen met hoe om die geloof te praktiseer. Dit is die samestellings ook van hulle wetenskap en al die geloof detail. Ja. So dit is waar jy dan jou gurus kry wat al in die ou eeue die samestelling gedoen het. Yoga word daarin beskryf, die details word uiteengesit. En dan word dit oorgedra na die Bhagavad Gita toe wat ook deel vorm van die Sanskrit, maar jy kan dit as 'n aparte boek koop en dit word dan presies soos ons die Bybel gebruik, word die Bhagavad Gita gebruik. Is 'n baie dik boek. En die rede hoekom hierdie
materiaal bestaan, is sodat daar disippelskap kan wees. Mm, En in mm, die disippelskap, wat doen ons as disippels van Jesus? Ons bid, nê? Want ons mm, dit is ons eenheidsritueel en ons aanbid mm, en loof God. Dit is ons eenheidsrituele. mm. En in sommige kerke kan ek maar sê, is daar ook wonderlike bewegingsaanbidding. Nou, ons noem dit praise dances, praise moves, en so aan. In Afrikaans sê ons to yoke of to have union is om ingespan te wees, vasgejuk te wees, 'n slaaf gemaak te word, maar dis ook eenwording en verbintenis. Ja, dit laat my So dit dink aan is wat die yoga beteken. dit laat my dink aan die woord verbond. Ja, ja, Ja. want as ek 'n verbond het, is dit 'n belofte, maar dan is daar, mens kan sê aksies wat daarmee saamgaan. Ja. Okay, goed. Jesus sê, sy juk is sag, sy juk is lig. En dit Mm, is in Matteus, vers 29, en dit gaan 'n bietjie verder aan. En dan sê hy, hy sal vir ons rus gee. Waarvoor? Vir ons siel. Hoekom doen mense yoga? Vir oefening mm, en vir kalmering, né? En om rus te kry. Ek het ja. vanoggend weer 'n iemand wie ek ken, se yoga studio se advertensie gesien en bo-aan is 'n blommetjie, natuurlik so 'n lotusblommetjie. Mm. En dit sê escape. Ja, dit is wat ons Jesus nooi, ja. Jesus nooi almal wat moeg en oorlaai is. Mm, Moeg en oorlaai, kom na my toe, leer by my, so hy's die leermeester. In yoga is die Hindoe geloof, die guru, die wysheid, die mistieke is die leermeester. mm, En dis hoekom jy ook in daai posisies moet gaan sit, wat nog van die ander posisies van strek. Ek ken baie mense wat yoga doen en ook baie Christene wat yoga doen. mm, Goed? Ek sê nie dit beteken nie baie vir die liggaam nie. Natuurlik doen dit. mm, So ek stry glad nie daarmee nie. Ek stry glad nie daarmee. Ek dink net mens moet verstaan dat jy dalk oppervlakkig daarna kan kyk en jy moet besluit dat as jy kennis, as jy wil wysheid toepas, moet jy kennis hê. En as jy mm, kennis het, moet jy dan wyse besluite neem. Dit is alwaar dit gaan. ja. Disippelskap verwys na 'n eenheid met 'n meester. Dis Ja. hoekom ons Jesus volg. En dan die onderliggende woord van yoga, to have union with and to yoke, verwys na disippelskap. Maar ek gaan nou 'n bietjie vir jou meer daarvan vertel. Die Mm, belofte wat yoga bied is verligting. Jesus sê, kom na my toe. My juk is sag, gee rus vir jou siel. Die vlakke van yoga werk op vlakke van ontwikkeling of verligting ook in die denke, né? Consciousness en om higher to find higher consciousness. mm. Sure. Die praktyk van yoga is ontwikkel as 'n ritueel vir ongelowiges, mense wat nie God aanbid nie. Dit is 'n oggendritueel. Dit is so ontwikkel. En ek dink wat belangrik is, en ek wil hoor of jy 'n ander vraag het wat jy dalk wil vra. Christene se rituele, soos ons gesê het, is interaksie met die Vader deur die Heilige Gees en Jesus. Jesus is ons middelaar. Die Mm, disippelskap vind plaas omdat Jesus ons leermeester is. En die krag wat ons het, lei ons deur die Heilige Gees na die Vader toe. mm, Yoga is 'n Hindoe ritueel. Dit is wat dit is. En ek kan dit argumenteer, want ek het 'n vrye wil en daarom mag ek. God mm, het vir my 'n vrye wil gegee en dis 'n heilige ding en daarom mag ek my eie besluite maak. mm, Maar ek wil ook vir jou sê, in die skakel wat ek met jou gedeel het in die notas, jy is welkom om dit in hierdie kommentaar te sit. Praat een van die gurus self in die video en hy verduidelik hoekom hy so opgewerk is oor die moderne neiging om yoga goedkoop te maak. En hy sê, mm, yoga is 'n Hindoe ritueel, nie geestelike aktiwiteit alleen nie. En dit is deel van
die oorspronklike bewegings wat uitgevind is of vasgestel is in die Sanskrit en dan in die Bhagavad Gita deur een van hulle gode wat genoem word Shiva. En Shiva is die god van een van die drie-eenheid. So die Hindu geloof het 'n vals drie-eenheid en die vyand het gekom en daai heilige drie-eenheid van ons God kom dupliseer en so ook in ander gelowe is daar duplisering, né, van die Christen geloof. En Shiva is die destroyer, is die god van van verskillende dinge. So een van daai goed hy's ook staan ook bekend as die eerste yogi en dan 'n klomp ander name wat ek vir jou miskien later kan verduidelik. Die drie hoofgode van die Hindu geloof is die Brahman, die Shiva en die Vishnu. En elkeen het verskillende rolle, maar hulle kry miljoene ander name. Want daar's oor die 300 miljoen gode in die Hindoeïsme, maar hulle het 'n drie-eenheid wat hoof is. En wat vir my baie interessant is dat die vyand is nie oorspronklik nie. Omdat hy maak net die Here na. Dis al wat hy doen, maar hy is so subtiel en so slinks dat dit so goed en mooi klink. Want jy gaan nou vrede ervaar. Jy gaan nou ontspanning ervaar. Jy gaan nou gesondheid, maar ek dink nie ons verstaan die geestelike komponent wat hieraan gekoppel is. En ek wil net 'n illustrasie gee. Ek dink pas getroud. Ek het my eerste kind gehad. En toe besluit ek gaan nou yoga doen. Want dis by die gym en is gratis. En ek het daar ingestap en ek sê vir my vriendin, ek sê eintlik lus vir hierdie storie nie, want ek dink eintlik weet ek nie so lekker of yoga so 'n goeie idee is nie. En my pa het my geraas, hy het my gesê dis nie, maar ek het gegaan en tog ek gaan dit kyk. Ek wil dit nou bekyk. Ek wil kyk wat gaan hier aan. Julle, ek het heeltemal links, maar ek het soos in die instrukteur ek was so in sy regterkant, so in sy oog. Maar ek het vir hom van dag 1 af, van die eerste minute af, het ek hom geïrriteer. Ek het niks gesê nie, ek het niks gedoen nie, ek het hom net geïrriteer. So ek weet dat my gees en sy gees het gebots. En toe begin ek giggel. En as hy 'n move maak, dan giggel ek. As hy iets sê, dan giggel ek. En dit is asof ek het dit besef, ek dink hier moet ek nou loop. Ons die gees, En ek dink, ek is dankbaar dat dit gebeur het, want ek kon dit gepursue het en aangehou het daarmee, net toegelaat het want ek glo as jy jou gees oopstel vir hierdie goed, is daar goedjies wat gaan aanheg en demoniese, maar ek wil nou nie al daai detail praat nie, want dit is 'n gesprek vir 'n ander dag en ek wil nie mense bang praat nie. Maar ons moet weet, daar's goed wat gebeur in die geestelike riekelm en ons maak onsself oop vir goed, soms onkundig, goedbedoelende, dat ons nie eers geweet het van hierdie goed nie. Dit is wat gebeur en ek dink veral, ek moet jou sê, dit sal mense skok, maar as jy daai video kyk van die guru wat eintlik direk praat, hoe opgewerk hy raak oor wat met yoga gebeur. Ek moet verstaan waar dit vandaan kom. En as ek vandag vir jou sê, dat daar is 'n drie-eenheid in die Hindu geloof en dat dit is 'n spieelbeeld, maar 'n vals spieelbeeld, dan moet ek besef, okay, ek moet dalk 'n verantwoordelike besluit gaan maak en nadink hieroor. Shiva is die god van die dood in die Hindu geloof. Hy is die god van vernietiging, maar ook wedergeboorte. En julle almal weet tog, die Hindu geloof is reïnkarnasie. Nou, so ek het in volle in daai reïnkarnasie geglo en ek het al die ander praktyke gedoen. En dit het natuurlik allerlei effekte gehad en konflik veroorsaak in my huis en dis net goed wat my daaruit kon red. Maar vandag, waaroor dit gaan is dit wat jy genoem het. Die Heilige Gees en die gees van ongeloof
is nie maatjies nie. Dit hoort nie in dieselfde vertrek nie. En jy gaan dit optel in jou gees, maar as jy dit wil ignoreer of jy wil dit onderdruk, omdat jy met jouself redeneer dat jy vreeslik graag hierdie oefeninge wil doen, want dit is lekker. Nou, en dit werk vir jou. Het jy nog steeds 'n verantwoordelikheid as Christen Ja. om te gaan kyk daarna? En ek wil julle verwys nou vandag na 'n paar mense. Ek wil net 'n bietjie hierdie vrou aanhaal, Lorette Willis. Ek het ook vir jou links gestuur. So daar's 'n podcast en 'n YouTube video om te kyk en daar's 'n artikel om te lees, né? Daar's ander verwysings ook en ek voel elkeen bring 'n bietjie balans in die prentjie, maar ek wil net sê iets wat ek van hou wat sy sê is sy's 'n Christen spreker, sy's ook 'n aktrise en ek is nie seker of sy nou nog 'n aktrise is nie, maar sy was. En sy het ook sy's ook 'n skrywer, maar sy het groot geword met haar ma wat in die ek dink die 60s baie jare gelede yoga ontdek het as 'n populêre ding in Amerika en dit was nog voordat ons getref het natuurlik in Suid-Afrika, maar hulle het toe 'n studio begin, so sy het daarmee groot geword as 'n klein dogtertjie vir 22 jaar was 'n deel van haar lewe. En sy sê die leefstyl wat daarmee saamgegaan het haar baie diep geaffekteer en sy het eers later 'n Christen geword, maar alhoewel hulle in die kerk was hulle nominale Christene. So die Christen geloof in hulle gesin was net 'n praktyk. Nou, ons gaan kerk toe, ons het 'n Bybel, ons verstaan al hierdie goed, ons is Christene. So hulle het nie 'n Heilige Gees vervulde verhouding gehad met Jesus nie. Ja. Okay. Toe sê sy, hierdie is haar aanhaling, sy sê, as a Christian, are you willing to give these things up to know the truth? Dat as jy as Heilige Gees vervulde Christen, gaan jy na die Here toe en jy gaan vra, Here, wat gaan hier aan? Is dit iets wat ek net nie verstaan het nie? Maak oop my gedagtes om te verstaan wat is die waarheid. En gaan kyk self. Ek rarig waar praat met jou vandag dat mense self hierdie links kan opvolg en self gaan besluit en self kyk, want die Heilige Gees is in staat om ons almal te leer, dis wat die woord sê. Nou, ons hoef nie ander mense, goed in mense se kele af te druk nie. Okay. So Lorette Willis sê, yoga forms part of the buffet table of New Age. So wat wil jy hê? Pick and choose. Stukkie van daai geloof, wil ek bietjie dit doen. Stukkie van daai geloof, wil ek bietjie dit doen. New Age, because the goal of yoga is to obtain oneness with the universe. Contributing to human enlightenment. Dit gaan nie oor God die Vader, dit gaan nie oor Jesus nie, dit gaan nie oor die Heilige Gees nie, dit gaan oor eenheid met die heelal. In die Hindoe geloof is Brahman die kopie, as ek dit so kan stel, van God die Vader. Dis die hoofgod en dis die onaantastbare, onuitspreeklike. Okay. Dan is daar die tweede, dit is Shiva, dan is daar die derde god, dit is Vishnu. En dis die heilige die eenheid. Nou, Brahman het verpersoonlik geword in wat die Hindoes noem Krishna. En Jesus het verpersoonlik geword, né? Die seun van God. Wie moet ons volg? Jesus. Ek kan Jesus nie in 'n boksie gaan sit toesluit in my klerekas en gou gaan yoga doen nie. Kan nie dit doen nie. Okay. Yoga wants to get students to the point of complete numbness in the mind. Jy gaan jou klanke maak, want jy wil sekere frekwensies bereik. Jy gaan sekere bewegings maak. Okay. Elkeen van daai bewegings is presies ontwerp om die goddelike drie-eenheid in Hindoeïsme te aanbid. So ek het dit nou gesê, daar is dit nou. Ek weet mense hou nie daarvan nie. Daai mense gaan baie kwaad wees, dalk selfs nou afsit en nie meer luister nie. Maar weet jy wat, ek moenie dit doen nie. Luister net, gaan na die Here toe. Moenie sê ja, ek sê so en jy hou nie van wat ek sê nie en ek moet nie dit sê nie.
dit bestaan anyway. Of ek en jy hierdie gesprek vandag het of nie, hierdie is in elk geval die feite. So almal kan dit maar goed vind. Okay, dan die woord sê, be transformed by the renewing of your mind through the word of God. Be transformed through yoga, through becoming one with the universe and contributing to your enlightenment and superconsciousness nie. Ja. So Lorette sê, I tried everything because I was spiritually hungry. I call the New Age movement Burger King. Onthou sy's 'n Amerikaner, né? Sy sê dit so want sy sê, because it's like the fast food restaurant motto. It says, have it your way. Ek And that's dink what the New Age movement tries to do, to achieve connecting with God on its own terms. Maar ons kom ja, na God toe op sy terme, nie op ons terme nie. ja, andersom. Op ons terme, nie die Here se terme. Nee, dis wat jy bedoel. Ja, Maar ek Korintiërs sê ek het dit nou wat toe jy nou praat van ons sit Jesus in die boksie daar in die kas. En dis eintlik wat die woord sê in Korintiërs 1 Korintiërs 10:21, 10:21 Korintiërs 1. Dit is ek sit altyd anders om want onthou mense mos makliker die nommertjie en dan nie. Okay. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die bose geeste nie. En dit is hoekom ek dink dit nie, ek weet. Dis gevaarlik vir ons as kinders van die Here om met dit te assosieer of met dit pens en potjies in te gaan. Want die Here gaan nie, hy's nie teen sy woord nie. Hy kan nie teen sy woord gaan nie. En hy's jaloers op God. Dit sê ook in die woord, ek is jaloers. Ek wil jou nie met enige iets of iemand deel nie. En ek dink dit is baie wat die laaste, as ons kyk na die trends en alles wat gebeur die laaste paar jaar en alles wat op die sosiale media, dit gaan alles so oor onsself, hoe kan ons onsself verbeter? Hoe kan ons onsself mooier laat lyk of dit of dat en alles gaan oor onsself en elke keer en ek vra die vrae partykeer en ek het dit vir myself begin vra, hoeveel keer gaan ek na die Here toe en ek gaan bid en ek gaan vra vir hom, Here, wat moet ek vandag bid? Of gaan ek na die Here toe en sê, Here, met baie respek gesê, ek wil vandag hieroor bid. Want dit pla my, of ek het hierdie probleem, of hierdie is my issue, of wat ook al. Waar ek eintlik half moet gaan sê, Here, waaroor wil U praat? Waaroor wil U? Want dit gaan oor hom. Dit gaan nie oor my en goeters nie. Okay, en om deur te trek, terug te sit na yoga toe, daai self-enlightenment. Daai ek wil verlig word. Magies man, sit aan die lig, want dis jy verlig nie, ek spot nie. Ja, ek dink Dis 'n die grappie. fokus vir ons in oefening. Dit onthou, wat ons doen is ons het 'n intensie, né? Okay, so die motief, ek glo meeste mense se motief, intensies is ek wil 'n lekker oefening doen en hierdie is dit werk, nou dit ontspan my en dit help my regtig waar om my liggaam. Maar natuurlik is dit so want dit is ook ontwerp om effektief te wees. Dit is ook ontwerp om effektief te wees. Maar ek kan nie die angel uit dit gaan haal deur dit te redeneer met my intellek nie. Want dit is steeds wat dit is. En regtig waar, ek wil vir jou sê, gaan stap 'n bietjie in by die studio's. Gaan daar rook gebrand word. Gaan daar prente opwees teen die muur. Wat vir jou vertel dat dit te doen het met 'n ander geloof. Gaan daar klanke wees, rituele, klein goedjies, wat vir jou vertel, hoor jy's in 'n ander koninkryk. Nie in die algemene gym nie. In die algemene gym gaan al daai goed miskien absoluut nie van toepassing wees nie, maar daarom moet ek besluit dat wanneer ek daar instap, gaan ek dit nou van nou af doen wetende wat het ek mee te doen. En ek wil nou net gou verwys na 'n skrif. 2 Korintiërs 6 vers 14. En jy kan al die skrifte wat ek vir jou gegee het, kan jy gerus maar net in die comments sit, jy weet met die recording, né? 2 Korintiërs 6 vers 14. Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie.
Mm. Yoga is 'n juk. Goed. Hoe kan daar vennootskap wees? Ek haal die Bybel aan. Dit sê, hoe kan daar vennootskap wees tussen lig en duisternis? Mm. Dan sê dit, hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christene en Belial? Ons is nie nou hier in met Belial te doen nie. Julle kan gaan lees in die geskiedenis wat Belial alles voorgestaan het en Mm. verteenwoordig het as 'n afgod. Maar Mm. dit is 'n voorbeeld van hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en 'n afgod. Ja. Dan vra Paulus aan die Korintiërs, hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Mm. Jy weet mos nou yoga kom uit 'n ongelowige geloof, leefstyl bestaan, nê? Nee? Hoe kan ek dan dieselfde belange hê? Mm. En hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempels van die lewende God. Dit is wat die vers sê. So, die tempel van God, van die lewende God, stap in en gaan neem deel in 'n ooreenkoms tussen myself as tempel en afgode. Mm. Wat het ook nou gesê aan die begin, taal is mos belangrik, dis definierend. So Mm. taal, yoga beteken to unite, né? Mm. Dit is ooreenkoms. As ek trou, het ek 'n unity met 'n ander persoon. Ek het 'n ooreenkoms dat ek saam met hierdie persoon 'n pad gaan stap. En hierdie skrif vers 16 sê, hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Dis baie rof eintlik as jy daaroor dink. En ons weet dit Yes, nie. ek wil ook net vir julle aanhaal, daar is hoeveel tyd het ons nog, skus? Ons het nog so 'n paar minute. Okay, so ek hoop ons kan daar's eintlik nog goeie nuus, né? Ja, ons kan die goeie En nuus ek wil deel. Ons moet. ja, daar's goeie nuus en daar's 'n positiewe deel, maar dit lei na 'n tweede sessie wat gaan oor New Age. Okay, en hoe Okay. yoga dan deel is van die New Age, maar dan maak ons dit duidelik deur 'n bietjie dieper skrif, maar wat ek baie graag wil noem is, ek wil net hierdie aanhaal. Daar is 'n skakel wat ek vir jou gestuur het spesifiek te doen met yoga. En dit sê, yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science, which focuses on bringing harmony between body and mind. Okay? Hoe kry jy dan harmony? Harmonie beteken ook vrede, dit beteken stil word, beteken ek kry daai gevoel van beleining. Want ons lewe in 'n chaotiese wêreld, maar ek doen dit dan nie deur die Heilige Gees en Jesus nie, ek doen dit deur yoga. En verder sê dit, it is an art and a science of healthy living, and the word yoga is derived from the Sanskrit root ju. Nou, ek mag dit dalk verkeerd uitspreek, dis dalk you, maar dis 'n taal wat ek nie ken nie, né? Meaning to join, to yoke, or to unite. What are you then joining with, being yoked with? What are you uniting with? Mense, ek dink ons moet dink waarmee is ons besig partykeer. Ons besef nie. Sjoe, dis rof. En dan gaan ek vir julle nou net ook sê daar is genoeg kan ek sê internet inligting beskikbaar om soveel as moontlik info te kry as wat enige mens kan absorb, né? En dan kan jy gaan kyk na die definisies en bietjie dieper ingaan in die definisies wat woordeboeke gee. So die Merriam-Webster Dictionary uit 'n spesifieke definisie, maar ek gaan nou net gou aanhaal wat sê die Oxford. Oxford sê, the origin of yoga is Sanskrit, literally meaning union. The definition of yoga as union is also associated with Patanjali, and more precisely, the union between you and the divine called Purusha. So, ek doen bewegings wat fisiologies myself in 'n posisie plaas waar ek wys met my liggaam dat ek deelneem aan hierdie eenwording, hierdie eenheid vorming
Mm. sodat ek weer gaan opstaan en uitstap en aangaan met my lewe, maar ek gaan weer terugkom daarna toe. Mm. Kom ek gebruik net gou 'n voorbeeld. As ek na jou toe kom, Janine, en ek buig voor jou, wat gaan jy daarvan dink? As Christen nou. Ek gaan vir jou vra om op te staan want ek wil nie jy moet voor my buig nie. Ek is mos nou nie eintlik wie's ek nou? Verstaan? Ek gaan ongemaklik raak. Dis iets wat nie vir my reg is nie. Mens buig net teenoor Okay, God. Ja, dis is so my nou opinie, my gevoel. ek stem saam met jou. Maar as ek dit doen, wat het ek gebruik? Wat het ek gebruik om dit te doen? Hoe sien jy dat ek buig? Dat ek daai buig eerbied teenoor jou bewys? Jy het 'n fisiese beweging gemaak deur om jou knieë van posisie te verander sodat jy kan buig. Die hele liggaam gaan in 'n proning in. As dit die regte woord is. So dis 'n beweging, ek gebruik my liggaam. Bottom Maar ek line. doen dan iets. Ek doen ja, dit is eenvoudig en baie maklik en dit kan onskuldig lyk, maar ek doen iets wat in ons geloof iets beteken. En Okay, jy maar gaan beswaar, nou het ek 'n ander verstaan vraag. jy? Wat is die verskil tussen yoga en pilates? Want baie mense gaan dit vra. Ek het nie ek kan jou nie nou daarop antwoord nie want ek het nie 'n studie van Pilates gemaak nie. Okay. So ek Maar kan jou nie wat dink jy? ek weet nie want dan moet mens die wetenskap van Pilates gaan bestudeer. En dan moet jy natuurlik seker die wetenskap van elke oefening ritueel gaan bestudeer. Mm. Maar ek dink die as jy nou daaraan dink, kom Pilates uit 'n spesifieke geloofstelsel. As ek is nie, ek glo nie so nie. Ek dink dit is 'n fisiese oefening wat 'n fisio uitgedink het. As ek reg is, ek het nie daai navorsing gaan doen nie. Dit is 'n volgende stap. Maar ek gaan nie dit sê nie. Ek sal bietjie gaan dink oor daai en dan sal ons sal terugkom volgende episode. Want dit is my interessant, maar baie van die bewegings van Pilates en yoga is dieselfde. Daar's baie ooreenkomste. Maar dit het glad nie daar's glad nie 'n korrelasie na 'n geloof nie. Dit is hoe ek dit het. So, maar ek sal terugkom. Ek sal terugkom uit oor daai ene. Want dit Ja, ek was dink dit is belangrik dat wat dit dis is is goed om belangrik te dat 'n weet. mens ja, Mm. maar dit is belangrik dat mens ook ek moenie my opinie op staat maak nie. Ek moet ook nie subjektief emosioneel Mm. oor iets praat nie. Ek moet eintlik kyk na die feite, want weet jy hoekom? Emosies word al reeds gestuur as mens hieroor praat. Want iets Ja. wat jy wil doen wat nie lekker is en jy wil dit onskuldig benader, jy het geen motief wat sleg Mm. is nie, né? Is eintlik 'n emosionele besluit, Mm. subjektief. So nou kom stuur iemand daaraan en dis nie lekker nie. So eintlik Ja. moet 'n mens dan altyd net hou by feite. Jy kan die skrif gebruik en dis 'n feit, nê, want dit is God se woord, dis die waarheid. Mm. As ons dit so aanvaar en dan die feite van die Sanskrit. Dis die Mm. Sanskritse feite want dit bestaan al meer as 3000 jaar. Ek wil ook graag net afsluit en vir jou sê daar's 4 tipes yoga. Mm. Okay. Ja, dis en elkeen is ontwikkel as 'n kanaal. Dis so uit die Sanskrit is die 4 yoga tipes ontwikkel as kanale tot die kosmiese stelsel. Want die Hindu geloof glo dat die kosmiese stelsel, die heelal, is geskep deur die skepper Brahman. Mm. Okay? En die een is karma yoga, dan is daar bhakti yoga, raja yoga en jnana yoga. Dis 4 verskillende kanale. Elke kanaal is 'n verskillende pad om 'n mens te help om daai pad te volg. Hoe volg jy die pad? Jy doen die bewegings. Dis hoe dit ontwerp is. So die bewegings is hoe jy die pad volg, nê, to reach inner peace and self-realization. Mm. Maar God die Vader het vir ons 4 riviere gegee. In Genesis 2. Daar's een bron uit Eden, die rivier Eden. Met ander woorde, een bron, so God is die bron, né?
uit die rivier van Eden vloei daar 4 riviere en elke rivier het 'n ander karaktereienskap. My hart het 4 kamers. En Johannes 7 vers 37 sê, die Heilige Gees is beloof aan ons as lewende water en dat uit die 4 riviere vloei vervulling, verkoeking en vernuwing deur Jesus wat die lewende woord is. En dan het Jesus ons beloof, daar sal lewende water uit ons vloei. Dit is die Heilige Gees. Maar ons praat van hierdie 4 riviere, so is dit weer dan 'n spieelbeeld. 4 kanale, hoe beweeg jy deur die kanale? Jy moet bewegings doen. Daar's 4 verskillende klassifikasies van bewegings, of kan mens sê style. Ek het hulle nou vir jou genoem. So dink oor. God is die bron, Brahman is die bron van die 4 yoga style. God is die bron van ons water, ons lewende water, ons lewende God, ons asem en dit waaruit ons moet drink, sodat ons kan vernuwe word. Nee, it boggles my mind hoe slinks en hoe subtiel dit gedoen word. Hoe die vyand ons wil mislei. Dit is net so. Dis net so. Voordat ons afsluit, wil ek wil net vir jou vra, jy het nou gesê jy was in die kerk en die kerk kon nie, en ek weet dit is nie, ons praat nie kerk is sleg nie, glad nie, dis nie hoe dit is nie. Daar gebeur soms net goed in 'n kerk dat mens nie, daar's baie dinge wat ek ook voel ek nie geleer het nie, wat ek nou as 'n volwassene geleer het. Party daar dink ek nie, ek was altyd wakker in die kerk. Nee, dis net 'n grappie vir 'n ander dag. Ja. Maar toe jy nou betrokke geraak het in Hindoeïsme, wat was daai een ding, of wat het presies gebeur? Kan jy dit dat jy besef het hierdie is nie en toe tot bekering gekom het? Wat het daar gebeur? Maar as jy dit mag deel. Ja, dis baie snaaks. Ek moet jou sê, kyk, die koeie is mos heilig, né? Ja, sorry, jammer, ek lag. Nou, ek is daarom ook nou net 'n intelligente mens. So hoe meer ek nou oor die koei lees en oor die hele storie en na 2 jaar het dit my dan baie gepla. Want ek is in elk geval ook nie 'n vegetariër nie, not a chance. So as ou van ons choppies. As jy nou rasioneel daaroor gaan dink. Ja. Wat is dit met hierdie klomp mense wat dink 'n koei is heilig? Dit het my deurlopend gepla. 'n Koei is net nog 'n dier en afval hoekom 'n koei? 'n dier, nog 'n dier saam met baie ander diere en dan moet jy nog 'n ding doen. Maar dit het my nie, kyk, ek het dit die hele 2 jaar het ek dit maar so daaroor gevoel, maar dit het my nie laat wegdraai nie, want onthou ek was nog steeds besig om deel te neem aan iets wat ek geniet, want dit het my vrede gegee, dit het my ontspan. Ek was in 'n emosioneel onstuimige huis. Was my tienerjare. So, ek moes dood eenvoudig eerlik baie vrae vra vir my dominee en hy kon nie my vrae antwoord nie. En dit was nie sy skuld nie. Daar was nie fout in die kerk nie. Ek wil baie duidelik dit sê. Ja. Daar was 'n leegheid in my wat geen antwoord kon my vul nie, want ek het Jesus nodig gehad. Ek het 'n persoonlike verhouding met Jesus nodig gehad. En ek het dit nie gehad. Ek was in 'n nominale situasie waar jy groot word, jy gaan Sondagskool toe, jy gaan kerk toe, en as ek in die kerk gesit het, ook maar gewoonlik aan die slaap geraak, of my ouma het my aan wakker gehou met daai pink pilletjies, jy weet daai pink sweeties. Ja. Ja, en dit was net 'n klomp dinge wat maar gebeur het. Dit was 'n tradisionele dinge. Mens doen dit so, maar jy's veilig in dit ook. Jy's onder God se woord, die geklank van sy woord. Jy's in 'n omgewing waar die Heilige Gees ook is. Jy besef dit nie, nou, maar as jy daar uitbeweeg, dan is jy regtig waar blootgestel. Ja. So vir my was dit maar net dit wat ek geken het, maar dit het my nie gebring tot 'n punt waar ek verligting gehad het in my
denke en in my gees was nie aangeskakel nie. Ek kon nie vervulling en genot kry uit hierdie Christendom nie. Ek was soekende na iets wat my vrede gee. Ek het God die Vader as 'n vader nodig gehad om te verstaan dat hy my ken, dat hy my liefhet, dat ek aan hom behoort. Dit was vir my alles dood en leweloos. En toe beweeg ek in hierdie storie in, want hulle het my baie keer op die sypaadjie raak geloop. En dan het die ouens sulke oranje rokkies aan, né? En hulle loop en hulle chant en dit is nou maar net baie rustig en vredevol en is net peace like a river, maar dit is 'n ander river. Maar okay. En toe ek nee, kyk hierso, die dominee wil ook nou nie meer my gesiggie sien nie, want ek is nou al gekatekiseer, ek is aangeneem alles, maar ek kan nie verstaan waaroor hierdie vir my. Hoe gaan ek vorentoe gaan? Hoe gaan ek vrede kry? Ek soek na God, maar ek is daar, maar ek het dit nie gevind nie. En dit is nie die kerk nie, dis ek, né? Dis ek. So en die hele tyd die Here sy oog op my, hy weet. Hy's besig om my na hom toe te lei. So aan die einde daarvan, aan die einde van hierdie pad, terwyl dit nou my nog pla oor hierdie koeie, het ek ook 'n besoek aan tempels gebring. Nou Janine, was jy al by 'n Hindoe tempel? Nee, ek hou nie daarvan nie. Okay, het jy al gesien hoe lyk hierdie afgode? Het jy al gesien hoe lyk die beelde? Al die prentjies, never mind as jy dit net op die internet bekyk, daai goed is lelik hoor. Baie. En is in abnormaal. Ja, abnormaal en vreesaanjaend. Okay. So ek gaan nie meer sê nie. As mens daarna kyk, dan moet jy ook maar wonder, né? Wat is God? God is liefde. En dit is wat ek moes hê en ek het dit nie gehad nie. Ek kon dit nie kry nie. Ek het ook ander vorms van New Age het ek in daai 2 jaar praktiseer. En ek onthou ek het eendag maar in die katekisasieklas ons arme dominee so vasgevat oor transcendentele meditasie. Ek gesê, ek snap nie vandag die uitvoering nie vir my verduidelik, wat's fout hiermee? Sjoe. Want ek wil weet. Ek is nie besig om moeilik te wees nie, ek is besig om antwoorde te soek. So, God se stem is sag en liefdevol en nie veroordelend nie. En ek sal vir jou op 'n ander dag vertel hoe ek toe daai transisie gemaak. Jy gaan nou die mense in suspensie los. Ja. Okay. Ja. Lyk my dis 'n storie vir 'n ander dag. Dis 'n storie vir 'n ander dag. So ek het nou vir jou 'n klomp skakeltjies gestuur. Jy kan dit alles deel en mense kan 'n bietjie self gaan lees na die kort storie. En die lang storie en dan op die eind gaan elke ou ook sy besluit maak, né? Karin, jy het ons nou op 'n baie was daai kyk weer volgende week situasie gelos. En dit is vrek irriterend. As jy gewoond is aan Netflix en daai goed, want dan kan jy mos dit nie gaan vir die volgende episode, nou moet jy wag vir die volgende reeks. So dit is nou wat gaan gebeur. Maar dankie dat jy saam gekuier het en ek hoop jou krisis daar by jou is uitgesorteer en sy bly daar lekker op 'n plaas daar ver. Maar dankie dat jy saam gekuier, maar voor jy gaan, sê net vir my, hoe drink jy jou tee? Ek drink my tee swart en sonder kafeïne. So ek het ontdek dat rooibos tee het 'n groen variant. En dis die enigste groen tees wat lekker is. Natuurlik dit ruik nie snaaks soos gewone groen tee nie en dit het geen kafeïne nie. So op die rak kan jy maar kyk vir groen rooibos. Groen rooibos, daar sê. Nee, goed. Ek dink daar's ons nou. Ek dink met 'n skakel vir dit. Ook miskien moet ons eie tee maak, maar dit is nou weer Ek glo vandag se gesprek het jou uitgedaag, het jou bietjie laat dink en ook laat besef ons moet nie alles as vanselfsprekend aanvaar nie. Maar ons is nie hier om te veroordeel nie. Ons is net hier om die inligting te deel en ook te sê gaan kyk self, gaan doen selfondersoek in en onthou die Heilige Gees is daar om ons te lei en dit is die wonderlikste maatstaf wat ons kan hê en is die Heilige Gees. En as jy weer meer wil weet van Karin en alles wat sy
aanpak. Sy is 'n baie besige bytjie en sy is regtig goed met wat sy doen. Jy kan regtig al die skakels gaan kyk en lees en opsoek en haar kontak. En onthou, ons verjaarsdag van Melk in jou tee is binnekort, so ons is baie opgewonde en 'n groot verjaarsdaggeskenk sal wees as julle ons kan help om 1000 subscribers te kry. Ek weet nie wat roep mense dit in Afrikaans nie. So gaan like, gaan share, wys hierdie video vir almal. Ons wou nie te diep gaan nie. Ons wil nie die vyand enige eer gee nie, maar gaan deel hierdie video sodat meer mense kan die goeie nuus hoor en kan weet dat Jesus Christus vir ons gesterf het. Hy is ons vriend. Hy is ons saligmaker. Die Heilige Gees is ons trooster en God die Vader is daar en dis die enigste drie. As julle gewonder het oor dit, kan ek net een ding vir jou sê. Hulle gebruik nie ou my Hare Krishna as 'n vloekwoord in die flieks nie. Hulle gebruik nie twee name en dit is God se name, want hulle weet daar's krag in God. As hulle maar net weet waarmee hulle besig is en is baie jammer, ek is jammer. Maar ek gaan julle nou verlaat en Karin het ons nou in suspensie gelos. Dankie Karin, dankie vir jou tyd en tot ons nou weer mekaar ontmoet. So tot 'n volgende keer en onthou, jy kan altyd iets om vir dankbaar te wees, jy het melk in jou.